Volspoed episode 32. Jy kan miskien jaag, maar ek is bevrees, jy kan nie vreeslik goed swys nie, of hoe Renier. Oom Colin kyk donderdagmiddag eers sympathiek na Renier se eisters teen die kar, en toe kyk hy na sy hande. Dit ruik soos braaivleis hier binne. Nee, kom ek wys jou so ietsie. Jakes het hom na skool kom aflaai en so half en half touwys gemaak met die swysmasjien, maar toe moes Jakes terugjaag garage toe. Die baas van daar het aangekom en hy soek sy Mac, en van daardie oomblik af was Renier op sy eie. Big mistake, Buster. Hy het gehad in die kar gebrand en in sy vingers en hande. Wanneer moet hierdie kar reg wees? Vra Colin. Saterdag, oom. Ek en Jakes vat om Saterdagmiddag Mahem toe. You must be joking. Hoekom lyk dit so maklik as om Colin swys? Dit sal nie wys wees om jou pa se handtekening daar te vervals nie. Ek het dit jare gelede gedoen, Renier. Dit het 10 jaar geneem voordat my pa weer met my gepraat het. Dit is nie die moeite werd nie. Dink jy nie ek moet met jou pa gaan praat nie? My pa sal nie luister nie, oom. Hy luister nie eens van sy pa nie, so hy sal verseker nie na oom luister nie. Nou wat van jou oom? Dr. Christo Du Plessis. Jakes het vir ons gesê dat die laagvleende dokter van Hammanskraal jou oom is. As ek vir hom vertel hoe goed jy gedoen het op Zwartkops en dat ek oortuig is dat jy 'n toekoms in motorresies het. Nee oom kan nooit vir hom of vir my pa gaan sê dat ek Woensdag op Zwartkops was nie. Renier, hy raak skoon opstandig. Ai, ou seun. Oom Colin kyk sympathiek na hom. Dit is baie sleg om soveel leuns in jou jong lewe te hê. Naderhand weet 'n mens nie weer vir wie jy wat gesê het nie. Colin druk en toets aan die ander eisters. Die goed lyk daarom vas. Ek hou van daardie rollbar wat jy binne in die kar gesit het. Hy toets daai een ook en toe staan hy terug. Wanneer gaan jy die kar oorspuit? Môre deur die dag, oom. Jakes gaan dit kom doen, want ek is mos by die skool. Woesie het vir ons 'n swart verf georganiseer by 'n paneelklopper vriend van hom, en tannie Rosaan se dogter kom Vrydagmiddag vinnig deur, sy gaan die branding opsit. Siska leer mos om 'n grafiese ontwerper te word. So waar, so dinge gebeur vinnig, want Saterdagmiddag sê hy is julle op Mahem. Dit is die plan, oom Colin. Sodra ek en Boiling klaar is met die aflewerings vir Du Plessis, Cash en Carry, dan moet ek by Jakes aanmeld en dan ry ons na Mahem toe. Wel, het julle hulp nodig met iets, môre of Saterdagmiddag? Nee, ek glo nie, dankie oom. Jakes het alles onder beheer. Ons ry die kar met sy bakkie en my oom Bobby se sleepwa, wat hier in Suid-Afrika agtergebly het aan na Mahem toe. Julle kan nie net daar aankom nie. Het julle ingeskryf? Vra oom Colin. Jakes het reeds iets gereël, oom. Jakes was vreeslik geheimsinnig. Hy het gesê dat dit 'n vreeslike kans is wat hulle gaan vat. Hy het ook gesê, jou pa en oom hoef nooit te weet nie, solank jy jouself net nie in die proses afskryf nie. Toe wou Renier weet, hoe gaan ons dit doen? Toe sê Jakes, ek skryf in as Jakes Venter, met my idee en rybewys, dan gebruik ek jou skuilnaam, René Du Plessis. Ons trek dieselfde kleur oorpakke aan, en jy hou net jou helmet gereed. Ek het 'n soortgelyke pak as die een waarmee jy Woensdag by Zwartkops gejaag het. Ons albei hang so terloops daar om die kar rond, en net voor ons moet wegspring, dan klim jy agter die wiel in en kwalifiseer vir die reises. My donder, soos jy ry, gaan jy die wit waks uit die ou manne ry. Eers as jy gewen het, kom ons met die sak patats daar vorendag op Mahem, nie by jou pa of by jou oom Christo nie. Het jy dit, Renier?
Jesse, maar ek het, en dit kan werk. Dit is die beste plan wat ek nog gehoor het. Maar dan sal jy dit alles van jou oom Christo ook moet weghou. Hy moet glo, die hele projek is op ys tot later, heel wat later. Intussen los ons die kar net daar by oom Collins se stoorkamer en ons kom parkeer hom na die tyd weer daar. Dit was Jake se woorde. En toe het hy gesê, high five, Speedworth Mahem, watch out vir René Duplay. Het jy Siska se nommer? Ek wil hoor of sy kan kom verf, anders moet ons sommer iets met die hand opsit. Ja, ek het haar nommer. Wel, bel haar en hoor of sy die verfwerk Vrydagmiddag sal kan kom doen. Ek sal Vrydagoggend die swart spreiwerk klaarmaak. As jy Vrydagmiddag sorg dat sy kan kom verf, sodat dit net kan droog wees teen Saterdag. Maar sy mag natuurlik nie 'n woord vir haar ma sê nie. Miskien kry Rosanne dit in haar kop om vir jou oom Christo te vertel, dat daar beroeringe hier op die noordelike front van Pretoria is. Jy moet eers jou eerste trip op Mahem doen, voordat enige iemand rondryk. Ag, moenie bekommerd wees oor tannie Rosanne nie. Sy en oom Christo haat mekaar, het René hom gerusgestel. O, dink jy so? Jake het hom vreemd aangekyk, seker gewonder hoe enige iemand 'n mooi tannie soos Rosanne kan haat. Maar dan is dit mos nou maar so. Oom Christo hou nie van mooi vroumense nie. Sy ex was mos een. Toe dit 5 word, trek René sy oranje oorpak weer uit en sit dit in sy boeiende, yslike groot skooltas. Bultend groot. Tyd om die trip huis toe aan te pak. Wag, sê oom Colin, ek vat jou tot op 'n sekere plek, dan hoef jy darm nie al die pad te stap nie. Dis ver, man. So 2 kilometer van die huis af, trek hy van die pad af en René klim uit. Hy gooi sy tas oor sy een skouer en begin aanstap. Hy gooi nie vreeslik duim nie. As iemand stop en hy wil nie met daai persoon saamry nie, kan hy net vir hom sê dat hy wag vir iemand spesifiek wat vir hom gaan kry. Na 100 meter gebeur dit toe ook. 'n Voertuig kom van agter af en ry stadiger. Iemand blaas toeter en trek van die pad af. Eintlik ken hy daardie engine se klank. Hy sug diep en stop in sy spore en draai om. Oom Christo. Gewoonlik is hy vreeslik bly om sy oom te sien, maar net nie vandag nie, dink hy by homself en stap traag nader. Gaan jy huis toe? Klim in, ek gee vir jou 'n ry. René laai sy sak op die agterste sitplek van die dubbelkajuitbakkie, deeglik bewus van die nuwe sakdoek wat nou om sy een hand gedraai is. En toe klim hy voor langs sy oom in, terwyl hy daardie hand probeer wegsteek. Waar kom jy nou vandaan? Het jy iewers aan die fort gaan werk? Vra oom Christo en kyk agtertoe om te sien of daar karre kom. En toe ruk hy om. Goeie genigtig! Wat op die aarde het jy met jou hande aangevang? En hy het dit probeer wegsteek. Verflaks, nie goed genoeg nie, maar sy hande is nogal seer. Nou tel sy oom sy hande ontsteld op, maak die sakdoek los en toe draai hy die wonde tussen sy vingers rond. Brandwonde. Het jy geswys, René? Het jy eisters op die swart kar probeer vasswys? Nee, oom, hoekom sal ek dit wil doen as ek nie mag jaag nie? Nee, Jakes doen vir iemand 'n bietjie diefwering en toe het ek vir hom net so 'n bietjie gaan help met die swyswerk daar. Het Jakes nie 'n ekstra paar swyshandskoene wat hy vir jou kan gee om aan te trek nie? Magtig, ek sal met hom moet praat. Oom Christo is werklik ontsteld. Oom Christo, ek het hom vrywillig gehelp omdat hy my so mooi gehelp het met die swart kar. Wel, ons gaan eers na my plek toe, dat ek na daardie wonde van jou kan kyk en dit kan ontsmet en verbind. As die blaase so oopgaan soos wat dit nou gedoen het, kan jy 'n slegte infeksie opdoen. Reg, dankie oom Christo. Is dit nie verskriklik seer nie? Uiteindelik begin sy oom weer ry. Ja, dit is nogal gevoelig, erken René teen sy sin.
Wel, dan gaan ek eers gou by die apteek, by die sentrum aanry en stop. Ek wil in elk geval van daardie gelverbande daar gaan kry. Dit is nader as die kliniek en my noodhulpkussie moet in elk geval 'n bietjie aangevul word. Ek is laag op sulke verbande. Dit is nie nodig nie, oom Christo. Sy oom kyk net sydelings na hom. Hy sal self besluit wat is nodig en wat nie. Wys sy gesig nou vir sy neefie. Renier vra, is daar nie verbande in die Beamer nie, oom? Hoekom is jy haastig huis toe? Die Beamer staan in elk geval by die kliniek. Hulle wil mos die kar by my koop. Gaan oom dan nie meer daardie nooddienste ding vir hulle doen nie? Vra Renier. Nee jong, hulle het nou 'n klomp jong paramedics en vrywilligers wat kom sakgeld verdien by die kliniek. Hulle het aangemeld vir ekstra opleiding daar, iets wat my baase aanbied. Ek het mos nuwe baase, jy het seker gehoor. Oom Christo ry by die afdraai na hulle plotte verby. Hy neuk mos nou apteek toe. Hy vra, ek sien hulle ry weer Saterdag aand op my hem. Toe het ek gewonder, wil jy en Viv gaan? Moet ek julle neem Saterdag aand? Saterdag aand? Renier kyk geskok na hom. Sy gesig is 'n vraagteken. Hoe is dit nou dat hy glad nie daarvan weet nie? Probeer hy om vir sy oom te wys. Ja, Renier, dit gebeur hierdie Saterdag aand, hierdie naweek by my en ek het beloof om julle te vat. Maar as jy nie eens daarvan weet nie, sal ek maar Saterdag aand se skof neem om die klomp roekies daar by die kliniek te help oplei. O nee, doen dit veel eerder, oom Christo. Kennis van nuwe mense in die bedryf is mag. En oom het 'n onuitputlike bron van kennis. Wow, dankie Renier vir die emosie van vertroue. Alhoewel, ek sou veel eerder weer bos toe wou gaan vir die naweek. Nou, hoekom doen oom Christo dit nie? Hulle hou by die rooi verkeerslig stil en 'n mooi wit voertuig trek langs hulle in voordat sy oom kan antwoord. Tannie Rozaan, roep Renier uit en waai vir haar en langs haar loer Melanie ook uit en waai terug. Simpel vroumens. Renier kyk dadelik weer voor hom. En daar leun oom Christo aan sy regterhand vooroor en groet vriendelik en so waar is daar 'n breë glimlag rondom die man se mondhoeke. Verbeel jou. Melanie raak skoon mal en waai vir sy oom soentjies en tannie Rozaan lag lekker en trek skouers op vir oom Christo. Sy wys seker dat sy dit nie kan verhelp dat Melanie en die hele wêreld vir oom Christo as die engel Gabriël aansien nie. Die lig word groen en sy ry reguit aan en oom Christo kyk die wit kar eers agterna voordat hy stadig by die sentrum indraai. Wat die Joos sou dit nou eintlik beteken? Renier gluur sy oom agterdogtig aan. Is die man besig om sag te word en dit vir vroumense? Wil jy saam uitklim, Renier? Vra oom Christo. Nee, dankie oom. Ek wag sommer net hier in die kar. Sy oom kom terug met 'n pakkie en 'n chocolate vir hulle elkeen. Bar one. Jussem, dankie. Hy pyn nie net nie, hy is vrek honger ook. Daar was nie middagete by oom Colin se plek nie. By oom Christo se huis maak die man eers sy wonde skoon. Hy draai verbande om en sit 'n botteltjie antibiotika in sy hande. Jy moet die kursus klaarmaak, een in die oggende en een in die aand. En jy moet eet voordat jy dit drink. En jy trek hierdie plastiek handskoene oor jou hande aan wanneer jy vanaand gaan stort. Hoor jy vir my? Jou verbande moet nie te nat word nie. Ja, dankie oom Christo. Nou toe kom dat ek jou by die huis gaan drop. Wel, ek kan loop oom Christo. Nee man, nie met daai swaar skooltas nie. Dink oom nie, ek moet maar liewer môre by die huis bly nie. Ek gaan vreeslik sukkel met daai swaar sak by die skool as ons moet klasse wissel en teen die trappe op. Oom Christo weet mos hoe lyk dit daar. Renier, jy maak vir my moeilikheid, sê sy oom. Oom Christo,
almal kan sien dat ek erg beseer is. Ja, nadat die verbande aan jou vingers is. Maar wat gaan jy vir jou ma sê? Dat ek vir Jakes gehelp het met swaiswerk en dat ek toe per ongeluk sleg verbrand het in die proses. Ma maak die deur oop toe hulle daar stil hou. Sy kom haastig aangehardloop, sien die verbande natuurlik van ver af. En nou, wat het met Renier gebeur? Blykbaar vir Jakes gehelp met swaiswerk, moet oom Christo antwoord, want Renier staan 'n bietjie stom daar. Dit is beter om die plekke toe te hou met die verbande, en ek het vir hom antibiotika voorgeskryf. Die stikkende brandplekke kan baie maklik infeksie inkry. Wel, dan bly hy môre by die huis, en Saterdag moet Frank en Boiling maar sonder hom klaarkom. Besluit ma, gelukkig namens hom. Kan jy vir ons 'n briefie skryf, asseblief Christo? Ek weet dit is baie in die laaste tyd, maar brandwonde is sekerlik nie iets om mee te speel nie. Sy oom krap 'n nota klaar. Hy sit dit in ma se hande, saam met die gelverbande. Draai maar môreoggend vars verbande om, asseblief Marie. Wil jy vanaand saam met ons iets eet, Christo? Hulle het hoender à la king gemaak in die kombuis. Nee, dankie, ek haal sommer iets uit my vrieskas. Gisteraand was vir my 'n laat aand. Jy werkte hard, Christo, raas ma. Nee, wat, antwoord sy oom, ek het klaar heel wat afgeskaal. Wanneer ma weg is, draai na Renier en lig hand. Wees gegroet, Nikkie Lauda, en pas jouself op. Moenie goed doen, waarvan ek nie behoort te weet nie. Renier draai sy kop skeef. Wel, wees gegroet, low flying doctor ook. Moenie dat ek later goed oor en van jou hoor, wat jy eintlik self vir my moes genoem het nie. Soos wat? Dat oom se perspektief op die skoner geslag verander het nie, sê Renier. O, dit! My liewe neef, laat ons liewer nie vandag daar gaan nie. Christo stap terug na die Land Rover en klim met 'n glimlag agter die stuur weer in. Eintlik is Renier verbasend, wakker en oplettend vir sy ouderdom. Dit is miskien goed dat die seun besluit het om Melanie op 'n afstand te hou. Anders het sy dalk al vir hom vertel dat die Land Rover dubbelkajuit bakkie heeltemal te veel kere in die laaste tyd daar voor die deur van Villa Shields staan, dat sy oom en tannie Rozaan nogal sinnerig kan raak in die laaste tyd en dat oom Christo se Landie nog vanoggend daar onder die afdak naby die kombuisdeur geparkeer was toe sy uitgestap het om die skoolbus te haal. Christo wou gisterand huis toe ry nadat hulle pizzas gaan eet het en saam gekuier het. Dit was werklik sy plan. Maar sy soetant het hom eers weer laat instap vir 'n koffie en 'n macaroon. Iets wat sy blykbaar so tussen die vrugtekoeke deurgebak het gister deur die dag. 10:00. Haar oë het met syne gepraat. Hulle het albei geweet dat die tyd daar was om 'n stappie verder te neem. En dit was hemels. Natuurlik wou hy nie na die tyd ry nie. Dit was die eerste keer in soveel jare dat hy vrou in sy arms geneem het. Rozaan wou hom in elk geval ook glad nie laat gaan nie. Om te sê dat hulle nie te veel geslaap het nie, is seker om het sag te stel. Maar om het werk te noem, dit is 'n infame leuen. Dit was net 'n plesier, iets wat hulle verseker môre aand weer gaan doen, wanneer sy 'n slag by hom gaan kom kuier. Word vervolg.